Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Levitikus 23 te lees en hier sien ons word die vasgestelde feeste van die Here beskrywe. Dis heilige tye wat God vir Israel ingestel het. En hierdie feeste moes natuurlik die volk herinner aan God se verlossing, sy voorsiening, sy heiligheid en sy verbondstrou. Die feeste wys natuurlik ook profeties vooruit na die werk van Jesus Christus en die uiteindelike vervulling van God se verlossingsplan vir ons as mense hier op aarde. Nou die gewyde feeste wat genoem word, verse 1 tot 3 lees ons van die Sabbat eerste, dan lees ons in verse 4 tot 8 van die Pasga of die Paasfees soos ons dit ken en die fees van ongesuurde brode. Dan lees ons in verse 9 tot 14 van die fees van die eerstelinge. Dan lees ons in verse 15 tot 22 die Wekefees. Dis nou 7 weke, die oestyd is afgehandel 7 weke na die fees van die eerstelinge. Ons ken dit vandag as die Pinksterfees. Dan lees ons in verse 23 tot 25 van die fees van Basuine, wat ek verstaan die Joodse Nuwejaarsdag is. Feast of the Trumpets, soos ons baie keer hoor in die Engels, en dan verse 26 tot 32 die Groot Versoendag, en dan laastens verse 33 tot 44 van die Loofhuttefees. Nou, God gee aan Israel 7 jaarlikse feeste en die weeklikse Sabbat. En hierdie feeste herinner die volk aan God se dade in die verlede, maar wys natuurlik ook vooruit na die Messias en die uiteindelike voltooiing van God se koninkryk hier op aarde. En God roep sy volk aan om hom te aanbid tydens hierdie feeste. Natuurlik sy verlossingsdade te onthou en in hoop uit te sien na die volle vervulling van sy beloftes. Nou, die gesekulariseerdheid van ons Christelike feesdae deesdae, dink ek het daartoe gelei dat baie van die geloofsvreugde en geloofsfeestelikheid verlore gegaan het, want die fokus het verskyn vanaf God na wêreldse dinge. Maar dit daar gelaat. Enkele gedagtes wat ek graag met jou wil deel vanuit hierdie skrifgedeeltes. Ons lees in vers 2, die feeste was die feeste van die Here. Dis nie bloot menslike tradisies nie. Ons lewens behoort rondom God en sy prioriteite ingerig te wees. Met ander woorde, God bepaal die tye van aanbidding. Tweedens herinner die Sabbat Israel daarin dat God die bron van lewe en voorsiening is. Rus en aanbidding is noodsaaklik vir ons as mens. Jesus sê, julle sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat vanuit my mond uitkom. Okay? God wil hê sy volk moet sy verlossing onthou. En dis deel van die feeste. Israel word telkens teruggebring na God se reddingsdade om dit te onthou tydens hulle feeste. Dan ook 'n gedagte wat ek raak lees in vers 22. Tussen die voorskrifte oor die Wekefees word die volk herinner om van die oes vir die armes oor te laat. God voorsien vir die armes en die behoeftiges, selfs tydens hierdie feeste en in hierdie feeste. En dan natuurlik belangrik, ons almal weet dit, sonde vereis versoening. En daarom is die Groot Versoendag 'n beklemtoning van die noodsaaklikheid van vergifnis en herstel met God. En hierdie feeste wys natuurlik hier na Jesus Christus. Pasga, Jesus is die lam van God en wys vooruit na Christus se offer aan die kruis. Ongesuurde brode, die fees van ongesuurde brode, Christus se sondelose lewe, suurdeeg simboliseer sonde. Jesus was natuurlik sonder sonde. Die fees van die eerstelinge, dui op Christus se opstanding. Jesus is die eersteling van die wat uit die dood uit opgestaan en opgewek is. Dan vierdens die Pinksterfees, laat ons dink aan die uitstorting van die Heilige Gees. Die Wekefees vind sy vervulling in die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons vandag ken as die Pinksterfees. Die Groot Versoendag dui op Christus ons Hoëpriester, want Jesus het 'n eenmalige en 'n volmaakte versoeningsoffer gebring. En dan natuurlik die Loofhuttefees kom dui vir ons dat God woon by ons, in ons, tussen ons
En dit is God se teenwoordigheid wat vir ons vooruitwys na 'n ewige woning by God. Ek wil vir jou vra, kom ons oorweeg bidend vandag rondom hierdie feeste. Ek is baie vinnig hierdeur. Maar kom ons vra, leef ek en jy met dankbaarheid vir God se verlossing? Maak ons tyd om gereeld God se genade en goedheid te onthou. Dit laat my dink aan Psalm 103 vers 2 waar die psalmdigter skryf: Loof die Here, my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Dan ook, maak ek en jy tyd vir rus en aanbidding. 'n Besige lewe mag nie ons verhouding met God verdring nie. Lees gerus Hebreërs 10 vers 25 in die verband. En dan leef ek en jy in die lig van Jesus Christus se volmaakte offer. Romeine 5 vers 1. Ons hoef nie deur eie werke aanvaarbaar voor God te probeer word nie. Ons kan in die bloed van Jesus Christus voor God se genade troon kom staan. En dan natuurlik, wees ek en jy barmhartig teenoor behoeftiges. Ware aanbidding sluit liefde en barmhartigheid teenoor ander in. Micha 6 vers 8. En dan leef ek en jy met 'n verwagting. Die laaste fees, die Hittefees, herinner gelowiges dat God se verlossingsplan nog nie voltooi is nie. Ons sien uit na Christus se wederkoms en die volle vestiging van sy koninkryk. Nou natuurlik, Jesus se verlossing is klaar, voltooi, sy werk is klaar. Maar ons is gelowiges, so sy verlossingsplan is daar en voltooi. Alles is gedoen wat nodig is sodat ek en jy in 'n herstelde verhouding met God kan staan. Maar ons sien uit na die voltooiing van die totale werk en die einde van hierdie tyd soos ons dit ken, sodat ons in Jesus Christus se teenwoordigheid kan leef tot in alle ewigheid. Groete en seënwense vir jou in hierdie dag.